Ziel van God, doen het nog een keer. Oh, Jesus, doen het weer. Oh, Jesus, doen het weer. Ja, hier die geslag. Ons groet u elkeen weer in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En ek wil vir u sê baie dankie vir die saamkuier. Baie dankie dat u tyd spandeer en baie dankie vir die terugvoering wat u vir ons gee oor dit wat die Here vir elkeen van ons doen. Dit is so groot voorreg om vandag weer eens verder aan te gaan met die personeel hier by Salvation Army op Klapmuts. En dit is my voorreg om my boeta aan u voor te stel. Ek gaan nie sy naam eers noem vandag nie. Hy moet homself aan u voorstel. Stel die kykers wie sy. Andries, goeiemôre en môre kykers. My naam is Johan. Ek is nou so 11 jaar verbonde aan Hesketh King Rehabilitasiesentrum. En hierdie is 'n roeping. Dis nie 'n werk nie. En die personeel wat saam met my werk is ook geroepe mense. Hulle is hier omdat hulle 'n passie het vir dit wat die Here in ons hart dra en dis ook op die program staan ook op 3 bene. Ons emosionele gesondheid is belangrik, ons fisiese gesondheid is belangrik en dan is daar 'n geestelike komponent waaraan ons aandag gee. En al 3 hierdie komponente word aangespreek binne ons terapeutiese program wat 'n 9 weke program is en dit sluit in alle mense wat binne die grense van die Weskaap woonagtig is welkom om aansoek te doen om na ons program toe te kom. Sommige van ons beddens is gesubsidieerd. Ons het ook privaat beddens waar mense kan kom vir die 9 weke program. Johan sê gou vir my, ek het nou nie met Frankie voorheen gepraat daaroor nie, maar jy het nou iets aangeraak, die gesondheidskant. So, ek wil amper sê, is daar nie 'n dokter of 'n suster wat vir julle kan ook as 'n volonteer kom diens doen nie? Ja, as dit enigstens moontlik is, sal dit gawe wees as ons sulke mense kan kry. Ons het vir alle groot behoefte aan mense in die psigiatriese afdeling. Want baie van ons pasiënte wat ons opneem met psigiatriese uitdagings. Depressie, skizofrenie, is van die goed wat ons hier sien wat gebeur en die diagnoses waarmee mense inkom. En ongelukkig is dit so dat die openbare sektor is nie altyd toeganklik vir hierdie mense nie, weens die volumes wat daar is. En dit vertraag jou herstelproses, ongelukkig. So ja, dit sal gaaf wees as ons sulke mense kan kry wat vir ons daarmee kan help. Ons het ook 'n behoefte aan mense uit die veld van arbeidsterapie, want ons sit met baie mense wat inkom wat miskien 'n fisiese gestremdheid het, maar dis as gevolg van 'n breindysfunksie. En hulle kan geleer word om op 'n ander manier te werk te gaan. Ons het ook baie ongeskoolde mense wat inkom, wat ook deur die arbeidsterapeute kan ondersteun word. So dis ons behoefte. As daar mense is wat 'n behoefte het om betrokke te raak, hier's 'n geleentheid vir jou om in die veld van die Here te dien, maar ook in jou eie veld waar jy opgelei is, 'n professionele veld, 'n diens te kan lewer. Ja, jy het nou gesê jy is so 11 jaar betrokke. Wat het jy gedoen voor die tyd? Voorheen was ek entrepreneur en voor dit was ek die bestuurder van 'n kinderhuis vir 6 jaar van my lewe. Sure. Ja. So, wat het jou laat besluit om by die Salvation Army betrokke te raak? My eie gesondheid, dink ek, was maar die groot dryfrede. Ek het rustigheid nodig gehad, kalmte, maar ek is ook oortuig daarvan dat ek geroep is hierdaartoe. Die werk het net, ja, dat het opgekom en ek was eerlik met die mense van die begin af en hulle het my kans gegee en ek het hier by Hesketh King kom hulp en heling gekry. En ek het net ook die oortuiging gekry, dis wat ek moet oordra aan 'n ander generasie wat ook hierdie behoefte het. En dis waar my passie lê op hierdie stadium. Ja, ek het met dit wat ek nou so 'n bietjie te doen het, maar met gemeentelede en mense wat ou nader, en omdat ons deel van Kruiskyk TV is daar mense wat jou bel, en jy weet, ek het hier verby gery gereeld, en nooit geweet, jy is eintlik 'n rehabilitasiesentrum nie. Jy weet, jy het gesien oor die Salvation Army, jy het gedink dis mense wat maar op straat is en 'n blyplekkie soek en so aan. Maar dit is my so belangrik, en op hierdie stadium, ek weet Frank het gepraat, jy ry die mense na 'n kliniek toe. Yes, ja.
So fisies waterkliniek Stellenbosch of Stellenbosch kliniek, Stellenbosch hospitaal, ja, en dan vir ons psigiatriese pasiënte is ons afhanklik van Stikland hospitaal. Maar ja, dit is maar uitdaging vir ons, omdat ons in die plattelandse area lê. Ons is nie naby hierdie dienste nie. Hier is nie openbare vervoer nie, so jy kan nie mense sommer net op 'n bus sit nie. Ons moet maar self daarvoor instaan. En ons het ons brandstofrekening net vir kliniekbesoeke vir die jaar was oor die R62,000. En ons praat van 'n 15 km rit een rigting, so dis nou 30 km op 'n slag. Maar nou ja, dis die uitdagings wat ons het. Jy weet, nou besef ek nou, terwyl jy so praat, jy het nie manne wat basies 'n werktuigkundige wat permanent aangestel is nie. Ja. So tot daar is ook opsie. Yes, man, my boetie, jy wat so lief is om aan die motorkarre te kom werk, kom nou, en kom help die Salvation Army, kom diens hulle voertuie, kom dit bietjie na. Hoeveel voertuie het julle tot julle beskikking? Ons het op die oomblik 4 vier voertuie. En 'n trekker. En 'n trekker. Ja, dan 'n trekker. Ons het groot grasperke wat moet gesny word. Ons het 'n sokkerveld vir die manne om hulle vrye tyd te bestee en hy dien ook as 'n cricketveld. En partymal sien ek die manne haal die rugbybal ook uit en dan word dit ook daar gespeel. Ons het 'n swembad waar ons hulle geleentheid gee om hulle vrye tyd te kan bestee onder toesig. Maar wat ek dalk vir die luisteraars of vir die kykers kan sê is dat as jou geliefde hiernatoe kom, gaan hy 'n ander persoon wees wanneer hy teruggaan. Omdat die Here in sy hart gewerk het aan die een kant, maar ook omdat die Salvation Army met hom gewerk het, want ons het so 'n bietjie 'n weermagstyl hierso. Hulle moet byvoorbeeld roukool staan in die oggend om seker te maak almal is hier en almal is gesond. Maar die rede vir roukool is dissipline. As daar 'n klok gelei word, moet jy daar wees. Jy moet klas bywoon, jy moet daar wees. Jy mag net afgeboek word deur die suster om nie klas by te woon nie. Niemand anders het die reg om jou daai vryheid te gee nie. En daar is manne wat in die prikkels kop, dit is nou maar so. Maar ons het gesien hier in hierdie program mense wat totaal verander het en wat sy lewe heeltemal omgedraai het en weer entrepreneurs geword het. Ons het ouens wat terug is na hulle ou werke toe. Waar die werkgewer gesê het, hy wil hê, kom. Ons sit nou met pasiënte wat deur, en ek is baie bly om dit te kan sê, die boere in die gemeenskap van die Boland omgewing stuur van hulle plaaswerkers nou na ons toe wat sê, maar hierdie ou het potensiaal en ek wil hom graag 'n geleentheid gee in die lewe, en hulle kom. En hulle kom verander, en dan begin die verandering op die plaas van een individu wat daai verandering teweeg bring. Ek weet Frank het my gesê, hoeveel pasiënte hou julle per siek? Ons kan 42 op 'n slag hanteer. Ons het so 'n siklus wat ons hardloop, mense kom in en mense gaan uit. Wat 'n baie goeie stelsel is vir ons, want die ou gedrag kom in saam met die nuwe mens, met die nuwe persoon wat inkom, en die nuwe gedrag is by die ou persoon. En hulle kruis bestuif vir mekaar. En dis 'n geleentheid vir ouer manne in die program om te sien wat is die snellers wat nog daar vir my is. En dan kan hy dit identifiseer en weet dat dit gaan beter vir my ook wees en ek kan homself regmaak. Ons het 'n individuele terapie sessies wat ons met ons manne doen, as ook pastorale sessies wat weekliks met hulle gedoen word op 'n individuele basis. Dan is daar groepsessies wat die manne het, terapie sessies, en ons het baie goeie ondersteuning van die NA en die AA en die CAD wat vir ons ook daar ondersteuning bied om die manne gewoon te maak aan ondersteuningsgroepe en hoe werk jy dit goed. Hoeveel mense is in jou personeel wat presies met hulle werk? Ons is nou 17 in totaal. 17 wat vir daai mensies basies bedien. En dit sluit nou ons kokke in. Ons het 2 kokke want hulle moet aflos werk. En ons het 4 RA's doen ons hulle, recovering assistants. Ek weet nie wat die mense dit in Afrikaans noem nie. Maar dis die term wat rehabilitasie, maatskaplike ontwikkeling gebruik. En dis ouens wat in ons geval is, al ons RA's is herstellende verslaafdes. Mense wat voorheen in verslawing betrokke was. So hulle ken die stelsel, hulle weet hoe dit werk, hulle weet ook hoe die siekte werk. En ons gebruik die siektekonsep hier by ons. Ons sien verslawing as 'n siektetoestand wat die brein affekteer. Maar is 'n ongelukkige toestand wat nie geneesbaar is nie. Daar is nie net een oorsaak daarvoor nie, en dis 'n toestand wat bestuur moet word.
En dis wat ons die manne hier leer. Jy kry vaardighede om die siektetoestand te kan bestuur. Johan, nou wil ek jou iets anders vra, en dit is, baie keer dan weet die familie nie, die persoon raak verslaaf of raak betrokke by dwelms. Ja. Is daar tekens wat die familie na kan kyk, wat hulle kan agterkom? Ja, jy kan gaan kyk na die manier waarop die persoon praat met jou. Nie-verbale kommunikasie, gewoonlik is die oë op die grond, wil nie direk met jou gesels nie. Die broek begin afsak grond toe, is nie meer netjies nie, higiëne is nie meer op standaard nie, vloektaal begin al hoe sterker na vore kom, aggressie kom na vore, en dan snaakse tye van die dag of nag is die man nie by die huis nie. Baie van ons pasiënte wat aan tik verslaaf is, die crystal methamphetamine, verslaafdes, hulle raak nagdiere. En hy is die hele nag op straat, en môreoggend is hy terug by die huis, en dan wil hy sy heel dag slaap. So sy dag en nag ruil om. Ja, so mense moet maar daarvoor uitkyk, ook baie hierdie hoodie dinge wat die manne so graag dra, wanneer 'n oue hoodie oor sy oë het, is ons wat in hierdie veld is baie versigtig daarop sê, maar dis hy kry nie noodwendig koud nie. Daar is dalk 'n ander rede hoekom hy die kappie oor sy oë trek, want hy wil nie gesien wees nie, of dit is moeilik om in die samelewing gesien te word. Nou ons moet onthou, verslawing is een van daai goed wat jy nie voorvra nie, dit gebeur met jou, en hy vat alles van jou af weg. Hy vat jou menswaardigheid weg, hy vat jou gesondheid weg, hy vat jou Here uit jou lewe uit weg, en aan die einde van die dag vat hy jou lewe in totaal. Verslawing bring eintlik vir ons niks in die sak nie, dis net die ouens wat die dwelmmiddels verkoop wat die geld maak. En vir die publiek daar buite, die manne wat hierdie goed verkoop, hulle het nie 'n gevoel vir jou nie, dit gaan vir hom oor geld en dis al. Ja, ek het eers man, ek wil sê 'n goeie paar jare terug het ek 'n dokumentêr geluister, en senior polisieoffisier het gepraat, ek kan nie onthou of het kolonel was nie, maar toe sê hy, die groot probleem is, as jy vandag 'n runner, soos hulle noem, Yes. hulle het verskillende name, vandag toesluit, môre is daar ander een in sy plek. Correct. Dis die probleem. Die grootste ding van hulle is om eintlik die verskaffer, die dealer self. Die runner is nie hulle probleem, dis daai dealer te kry. Correct. En is hy wat eintlik die ander misbruik, want dis hulle wat gevang word, Correct. deur die SAP en deur verskillende sekuriteitsorganisasies. Julle het nog nooit een gekry wat sterfte gehad hierdie, of het julle al? Ons het 'n sterfte gehad hier. Dis ook 'n mooi storie, want dis 'n persoon wat sy hele lewe lank nie aan die Here gekoppel was nie, en nooit sy lewe vir die Here gegee. Hy was 'n gangster en in die bendes gewees. En 2 weke nadat hy sy hart vir die Here gegee het die Here sy lewe kom haal, om vir hom kom haal. Ek was by die dag toe hy in mekaar gesak het in ons voorportaal. En ek kan vir jou sê, Andries, ek het vrede in sy oë gesien. Dit was ongelooflik, ek sal dit nooit vergeet nie. Dit was een van daai ongelooflike oomblikke in my lewe, wat ek net kon sien, hier's 'n man wat vrede het. Sy familie het vrede gehad met die feit dat ons broer is gered voordat hy weg is. En ons weet nie, niemand van ons weet wanneer die Here ons kom haal nie. O ja. Van ons wat wakker is daaroor, ons bring ons kant, maar daar is van mense daar buite wat nie weet nie. En dan kom 'n persoon hiernatoe en dan verander hy. Ons het nou onlangs ook 'n persoon gehad wat 'n ateïs was. En ek sê was. Hy het vir my gesê, regtig, ek glo nie. En daai man stap vandag met 'n Bybel onder die arm rond, en hy het vir sy vrou gebel en gesê, bring vir my 'n Bybel, en sy het gesê, ek kan nie glo wat in hierdie man se lewe aan die gebeur is nie. En dan daai man se getuienis is fenomenaal. Sy groot vrees was dat sy pa, wat 85 was, sou sterf terwyl hy op die program is. Die oom het nie gesterf nie, hy het sy pa se Kersfees bygewoon, hy het sy pa se verjaarsdag bygewoon, en die oom is 'n paar maande daarna oorlede. So sorg die Here. O ja. Nee? En die man het vir my gesê, toe ek hom bel, om hom te sympathiseer, toe sê hy vir my, Johan, maar ek het 'n ongekende vrede oor wat gebeur het, wat ek nooit voorheen sou gehad het nie. En dis net die Here wat daai vir ons bring. Amen. So, ja, kyk, dis wat dit is. Dis wat mense hier kom kry. Hulp en heling, maar ook vrede en vreugde. Soos wat die Here vir ons gee in die vrugte van die Gees. Dit maak dit nie moeite werd om te doen wat jy doen. Korrek.
Nee, Correct. ja, dit laat my baie dink. Weet jy, ek het nou rukkie terug het ek in Rafkin ook by 'n instansie gewees wat gestremde kinders dag en nag versorg. En dan praat ek van hulle kan nie eers iets per mond invat nie. Jy weet, hulle word deur 'n buis gevoed in die maag. En daai vroutjie wat die bestuurder daar, sy sê sy kan nie wag om elke dag werk toe te gaan nie. Jy weet, dan besef jy, daar's soveel mense wat 'n werk het. Ag, hy wil tog, hy sien op om werk toe te gaan. Dit wys vir my, hoorie, hy kry nie satisfaksie nie. Correct. En dit is waar dit inkom. Jy moet toelaat dat die Here vir jou wys waarvoor is jy werklik op hierdie aarde? Correct. En watter deel van die liggaam van Jesus Christus? Want ons elkeen is geroep deur die Here. Sy woord sê duidelik uit, ons geroep by die naam. Weet, en dit is vir my so mooi. En ek kan net, toe jy my nou vertel, en jy daai vrede in daai man se oë gesien. Nee, dit is iets wat min mense sien en min mense verstaan. Ja. So ek wil vir jou sê, Johan, baie dankie. Dankie vir wat jy doen, dankie vir wat jy deel is van hier by Frankie hulle. En ek jy weet, dit is so belangrik vir julle wat deel is van haar span om haar te ondersteun, want anders gaan sy dit nie reg kry nie. Correct. En elkeen van julle is 'n skakel in hierdie ketting wat 'n masjien is wat net deur God se genade gedryf word. Correct. Want dit is wat dit is. Ja. Weet, ek wil amper sê, ek kan nie ophou om te sê, Johan, vertel my meer van hierdie mense wat gerehabiliteer is, 'n getuienis, want dit is waaroor dit gaan, jy weet. As jy vanaand as jy sien 'n ateïs wat hier was, by die aangekom het, en so as mense julle kontak, ek het nie vir Frankie daai vraag gevra nie. As mense julle kontak, hoe lank is daar 'n wagperiode vir 'n persoon wat verslaaf is? Weet jy, dit sal afhang Anders van hoe lank ons waglys is op daai stadium. Ons probeer ons waglys so kort as moontlik hou, so binne 14 dae na 'n maand toe. Dis die langste wat 'n ou gaan wag om opgeneem te word. Ons probeer die aansoeke wat ons kry so vinnig as moontlik deurgewerk kry. Maar in ag genome, ons het beperkte bedspasies, so ons moet dit ook in ag neem. En jy moet ook gaan kyk na die moeilikheidsgraad van die groep wat by jou is. As daar nou 'n klomp dwarsmanne is, dan gaan dit nie wys wees om 'n groot groep te hê nie, want dan is daar te veel wat hulle kan beïnvloed. So ons moet dit ook maar bestuur. En dan uit die aard van die saak vir die subsidie wat ons kry, word ons sekere doelwitte gestel en ons moet sekere hoeveelhede haal in 'n kwartaal. So kan nie oor dit gaan nie, ons moet nie minder as dit gaan nie. Ons moet presies op daai bedrag uitkom sodat ons die regte subsidie kan ontvang. So ons word baie streng bestuur finansiëel. Hier is nie kanse vir bedrog en sulke dinge in hierdie plek nie. Wie as ek maar so sê, so jy het in Engels terme jy het 'n target vir rehabilitasie. Korrek. So as jy dit nie, en dit is waar jy basies befonds word. Die hoeveelheid mense wat gerehabiliteer word. Ja. En ons word geëvalueer op die aantal opnames sowel as die aantal wat klaar maak. Beide daai twee kategorieë tel. Sit jy nogal 'n bietjie na die vuur om hierdie goed by mekaar te hou. Maar ek het 'n ongelooflike span saam met Frankie en sonder hulle sou ons dit nie hierdie waar die drif getrek kry nie. En ons grootste spanleier is in die hemel. Amen. Ja, hy kyk neer. Yes, Johan, baie dankie. Dit is my, jy weet dit maak dit vir my net so oop. Ons sit elke dag, ons ry baie keer verby plekke, by klinieke, en ek het hulle vorige keer al met opnames gesê, ons is maklik om te sê, ja, daai dokters het nie mooi na my ma of my pa gekyk nie, dis hoekom hulle dood is. Hy's 'n mens. Korrek. Hy is 'n mens, hy kan ook foute maak. En as dit jou tyd is jou tyd. Vanoggend, terwyl ek en my vrou ons stilte tyd hou, bid ek dit, en ek sê, Here, wat 'n voorreg, dat ons vanmôre nog kon opstaan. Ja. Weet, daar's soveel mense wat gister opgestaan het, maar die volgende dag het hy die tydelike met die ewige verwissel. Weet, en dit is so belangrik dat elkeen van ons werklik elke dag voor God moet gaan en sê, Here, hou ons rein, dat ons gereed wees, soos jy nou gesê. As jy werklik 'n verhouding met die Here het, dan sal jy reg wees as hy jou kom haal. Ja. En so maklik kan jou voet gly, nee. So maklik kan jy betrokke raak by die verkeerde goed. Maar as jy bly bely, gaan jy werklik die ewige lewe sien. Yes. So Johan, ek sê vir jou dankie. Baie dankie man vir jou tyd, en jy het my dit weer net
my die vuur gegee. Maak my weer, hy het vir my hout op my vuur kom gooi hierdie Johan vandag julle. So ek sê vir jou baie, baie dankie. Ons waardeer dit. Gaan jy vir ons ook afsluit met 'n gebed Ons kan asseblief? so maak. Dankie man. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie vir die geleentheid wat ons gegee word om op hierdie platform ook te kan getuig van U. En om ook U woord uit te dra en U naam uit te dra. En Here, hierdie hele program, Heskes King Rehabilitasie Sentrum, Salvation Army, is in U hande. En U het vir 78, 79 jaar, het U vir ons gedra. En ons glo dat dit gaan nog vorentoe so gebeur. Ons glo ook dat U harte sal aanraak deur dit wat vandag hier gesê was. En wat mense hier gehoor het oor ons. En dat mense nuuskierig gaan raak en gaan kom kuier. Dis nog 'n plek in die Kaap wat besoekers kan kom besoek. Ons wil nie net hê nie, ons gee ook terug aan die gemeenskap. En wat gee ons terug? 'n Gesonde persoon wat 'n ware ambassadeur van hierdie organisasie kan wees, maar ook van U en van die verandering wat U in sy lewe gebring het. Ons gee 'n pa terug vir kinders. Ons gee 'n man terug vir 'n vrou. Ons gee 'n man terug aan die samelewing wat sy ware man wees kan uitvoer soos wat U dit vir ons in die Bybel voorhou. Ons dankie daarvoor. Amen. Halleluja. Of jy sê baie dankie vir die saamkuier, tot volgende keer, totsiens. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat U regeer. Seun van God, doen dit nog 'n keer. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hier